Daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Liewe Here, magtige God, dankie vir u woord vir ons, dankie vir die voorreg wat ons hier by mekaar kan kom. Ek roep u aan, liewe Here, want sonder u gaan hierdie sinneloos wees. Raak ons aan, asseblief, liewe Here. Mag u verheerlik word. Mag ek nie in die weg staan van hierdie boodskap nie, maar mag u vermenigvuldig, mag u hoog wees, liewe Here, hier. Mag u naam verheerlik word bo alles. Met danksegging in Jesus naam. Amen. Sit gerus, baie dankie. Vandag se boodskap is nie die man op die berg nie, maar die ander man op die berg. Maar ek moet net gou hierso vir almal in die prentjie bring, in geval julle die eerste een gemis het. Daar is 'n plek in die Kaap wat genoem word Jonkershoek, en dit is te pragtig vir woorde. Dit is uitstekend mooi. Dit kry 'n geweldige groot hoeveelheid reën, net as gevolg van die topografie, die manier van hoe die reën so inwaai in hierdie vallei, en dan dit kan sous reën daar binnekant. En mense het 'n plek wat jy, dis nou van 'n lugfoto, as mens kyk daarna, en as mens staan by die panorama, uitsig, dan dit is die uitsig van Tweede Waterval. Hierdie foto is geneem omtrent so 3 dae gelede. Dis hoe dit nou lyk daar. Dis so regstreeks soos wat ek dit vir julle kan gee. Dis regtig mooi. Dis regtig mooi. En soos wat ons laas gepraat het oor hierdie saak, dit is nie net ek wat dink is mooi en dalk u wat dink dis mooi nie. Dis ander mense ook, onder meer Ivan Pau, wat op die 20ste Junie 2016, toe ek nog iewerster, ek dink daar agter in die hoek gesit het hier, en ons het aanbid hier, en ons was salig onbewus van hierdie drama wat aan die gang was. Toe is daar 'n man wat geval het, en hy het geweldige beserings opgedoen, en toe was daar 'n verstommende reddingspoging wat uitgevoer was om hom te gaan haal. En in die vorige boodskap het ons daarvan gepraat, van 'n helikoptervlieënier, en sy naam was Donovan Cole. Hy het dit reg gekry om 'n helikopter in daai klein gaatjie in te pas, waar hy die kans gewaag het om dit te doen vir hierdie man se lewe, en dit is hoe Donovan lyk. Hy kry dit reg om daai groot helikopter daar so in te sit, en ek wil net noem van die risiko's, en dit is ietsie wat 'n mens dan eintlik nie genoeg verstaan as mens nie 'n vlieënier is nie, en ek is nie 'n vlieënier nie, maar ek ken vlieëniers wat vir my dan hierdie goeters vertel. Dis mos nie wat jy weet nie, dis wie jy ken. En die uitdaging om daar in te gaan, daar's soveel water, soveel sproei wat daar rondgewaai word. Karre doen nie goed met 'n groot hoeveelheid water wat hulle gaan insuig nie, en die helikopter is nie anderster nie. Hy wil nie graag 'n groot hoeveelheid water dan vang soos dit nie. Klein bietjie te veel water, dan gaan die engine net sê, okay, koeps, en dan gaan die val. As hy enigstens die lemme laat vang, dit of van sy ster, dan gaan hierdie ding in mekaar val. En ons het gesien daarvan is dat hy het hier 'n groot waagstuk aangegaan, die helikoptervlieënier. Sy reputasie, hy het sy lewe gewaag, hy het die gesondheid van die helikopter, het hy hierso gewaag, die pasiënt se lewe, nie net dit nie, die reddingswerker se lewens. Maar hulle het toe, hy saam met almal wat saam met hom was, het hulle lewe op die spel geplaas om hom te gaan haal. En Ivan Pau se kommentaar self is daar, jy moet sien hoe die helikopter in daai klein ruimte ingeskuif het, hoe is dit moontlik? Maar ek het gou vir julle vanaand, hoor nou vir my, ek is nou hier so voor my tyd, of ek is agter, ek is nie seker nie, soos iemand gister vir my gesê het, ek is bietjie dof, vanoggend dan sê ek vir julle die volgende, ten spyte daarvan dat daai persoon daai waagstuk geneem het, ten spyte daarvan dat daai krag van die helikopter moontlik was, ten spyte daarvan dat die beste tegniese kundigheid van hoe om 'n persoon te skuif van A na B met 'n toustelsel beskikbaar was,
Van al daai dinge, dit sou glad nie moontlik gewees het sonder hierdie een ou. Daai prentjie daaronder, as hy nou opkom, daai man wat daaronder sit is Graham Keane, en hy sal iets oorkom as ek hierdie foto hier so opsit, so ek gaan dit gou wegvat. Hy is die man wat gesit het met 'n radio, daai nag. Hy is die man wat gesê het, is dat, o goeieste, jy het nie eintlik kontak moontlik vanuit daai gat met die basis of met die helikopter of enigiets soos dit nie. Hulle sou nie die helikopter kon ontbied het nie. Hulle sou nie vir die regte toerusting dan kon aangevra het nie. Niks van dit is moontlik. Tensy Graham dan gesê het, ek gaan daar gaan opklouter, ek gaan my gemak, my veiligheid, my reputasie, al daai gaan ek op die spel plaas, net om seker te maak dat daar kommunikasie kan wees. Dat iemand net kan hoor. En derhalwe dan is vandag se praatjies getiteld Die ander man op die berg. Die ander man op die berg. Is nie net die man met die chopper wat hier die groot verskil gemaak het nie. Is iemand anders ook daar. En die gedagte van hierdie is, daar is 'n onvermydelike opoffering wat gemaak word. En hier is waar dit vandaan kom. Ons het gepraat daarvan, dat binne in ons godsdiens, binne in dit wat ons verstaan van die wêreld, sentraal tot die rede van hoekom ons onsself hier bevind, sentraal tot dit, van hierdie boek wat ek in my hand vashou, is die verhaal van die Here Jesus Christus, hoe hy aarde toe gekom het, hy het sy reputasie op die spel geplaas, hy het sy lewe ook, hy het die aarde, het hy op die spel geplaas, as 'n berekende waagstuk om ons te kan wen. Hy het sy skepselse lewens, ons, sondaars, of ten minste ek, slegte sondaars, die skrif sê dit duidelik, hy het sy lewe op die spel geplaas vir ons, maar dan ons ook, as hy nie geslaag het nie, almal van ons tot niet, nie dit nie, sy reddingswerkers, as jy dit wil sê, die engele, is ook, hulle lewe is ook op die spel geplaas, in hierdie vergelyking, want as hy sou val, wat sou gebeur van die ongevalle wêrelde? Want alle beheer is dan ewe skielik in die hand van die vyand, nie waar nie? Wat dan? Wat dan? En dit is iets wat bo ons verstand eintlik gaan, maar hierdie is wat ons wel verstaan. Jesus het die ewige waagstuk, die oneindige risiko geneem, om toe te stem tot hierdie stryd met die vyand. Hy het gesê, hy sal dit doen, sodat hy namens ons kan oorwin. Hy het dit gedoen deur om sy reputasie prys te gee, die ouens kan maar spoeg, hulle kan maar slaan, hulle kan maar sê wat hulle wil van hom, hulle kan die vieslikste goed omtrent hom sê, hy gee sy lewe prys, so wat kan gebeur, sodat die aarde gered kan word, sodat ons gered kan word, sodat sy ongevalle wesens se lewens gered kan word. Al daai, homself verwyder uit die prentjie uit, hy sê, ek maak nie hier saak nie. Hy was die koringkorrel wat in die grond geval het en gesterf het. En dit is 'n verstommende gedagte. En ons sien in Hebreërs van hoe dit so treffend gestel word, hy het in die volëinding in die volëinding van die eeue, eenmaal het hy verskyn om sonde deur sy offer weg te doen. Nou die gedagte van wegdoen is die idee daarvan dat dit is heeltemal verwyder, dit is skadeloos gestel, dis nie meer deel van die samelewing, weg uit die prentjie. Dis nie net ek sit dit in asblik en ek vergeet daarvan en later dan raak dit vrot en dit begin om vlee te lok en al sulke tipe goeters nie. Dis nie dit nie. Julle weet mos wat is 'n bachelor se oplossing vir 'n asblik? Blikkie doom. Gooi die ding en dan kan dit maar verlang, kan dit goeters opgaar. Daar's nie daai oplossing wat gegee was nie. Die sonde was nie meer in die huis, dit is nou verwyder uit heeltemal. Dit is die doel vir oë van die verlossingsplan. En Jesus doen dit. Hoe? Deur om homself te gee. Verstommend. Totaal verstommend. Liefde openbaar homself deur opoffering, het ons gesien. En ek wil hê julle moet gou ietsie oorweeg. Opoffering openbaar liefde. Opoffering openbaar liefde. Dit wat ek bereid is om vir op te offer, wys waarvoor ek lief is.
Dis maar net voor die hand liggend. Nou 'n interessante ding, die mense wat lede is van bergredding in die Kaap, as ek net kan teruggaan na dit toe vir 'n oombliekie, ook in Natal en die Suid-Kaap, wat dis en is so 'n klein eenheid wat hier ook is. Baie van hulle was gered. Hulle was ook op 'n stadium, op 'n berg, in die donker, met iets wat stikkend is dalk, of verdwaal, of ontwater, of iets het verskriklik skeef geloop. En iemand het gekom vir hulle. Dus hulle, maar okay, ek sal deel word van hierdie. En as Christene, dan sien ons ook dat hierdie is 'n gedagte vir ons. Christus het die menslike geslag, hoor nou hierso wat hierdie twee gedagtes, en soos ek sê, ek weet nie vir wie die brief geskryf is nie, maar dis 'n besondere treffende brief. Christus het die menslike geslag liefgehad. Hierdie liefde het hom gedring om sy eie geluk prys te gee ter wille van ander se heil. Die hoogste heerlikheid van die liefde van God het tot openbaring gekom in die selfopoffering van Christus. En nou die klem van vandag. Die hoogste heerlikheid van die Christen lê daarin om sy Here na te volg in selfverloning en selfopoffering. Die hoogste heil. Die hoogste doel wat ons kan hê. En Jesus beeld hierdie vir ons uit, met 'n baie interessante gelykenis, want in die stuk wat ons gelees het, wat kom uit Lukas uit. Lukas, waar's Lukas? Lukas is daaronder met sy strikdas. Lukas, daar sien ek jou eintjie. Jy is nie die enigste man met daai naam nie, daar's 'n ander baie beroemde ou, wat 'n wonderlike geskiedkundige is, wat ook jou naam het. En hy het die volgende gesê, iemand vra vir Jesus, wat gaan ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus sê, wat staan in die wet? Wat lees jy? Jy moet mos weet. En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en jou hele siel, uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. En Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Met ander woorde, doen dit nie en jy sal nie lewe nie. Okay? Doen dit, jy sal lewe, so dan nie. Nee. Maar hy wou homself regverdig. Goeieste, die oomblik is enigiets soos daai is. As ons probeer om onsself te regverdig, of iemand hulle self wil regverdig, dan weet jy net sommer, hier kom moeilikheid, en hier kom dit sommer vinnig. Hier kom dit vinnig. Peer het al gesien in mense wat in die hof staan, en begin om klei te trap. En is dit al die verduidelikings wat hulle gee. Ek het die voorreg gehad om een keer, ek was 'n getuie gewees in 'n hofsaak, en ek sit daar so vir 'n persoon, hy was in aanhouding gewees, as 'n gevangene in die tronk, en hy was gevang met 'n sekere hoeveelheid dagga. En hy het toe gesê dat hy sal self gaan getuig, en toe die aanklaer vir hom vra om ietsie te verduidelik, toe kan sien jy hierso, toe begin hy raak, hierso, soos 'n kind wat kaalvoet is, hierso buite die roomhuiswinkel op 'n teerpad. Jy weet, hy wil baie graag daar wees, maar dit is baie ongemaklik om hierso te staan. Kan nie mooi, en jy kan sommer sien, probeer om homself te regverdig, maar dit werk glad nie. Daai ou is toe verder tronk toe gestuur ook, hy het nie uitgekom nie. En hier dan, die Here vat ook vir die skrifgeleerde vas, en hy sê vir hom, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo, en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê, uit die aard van die saak, omdat hierdie 'n familievertoning is, dan het ons nie die prentjie gewys en die volle gruwsaamheid daarvan nie. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, toe gaan hy ander kant verby. Net so het 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan, 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan,
sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, om na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. En Jesus vra die vraag, watter een van hierdie 3 was die naaste? En die skrifgeleerde, vasgevat, hy kan nie 'n eierdans doen vir die ding nie. Hy sê, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. En Jesus sê, gaan jy en doen net so. Nou as daar ooit 'n verhaal was wat Jesus wou kies om 'n Jood te ontstel, hierdie was dit. Hierdie was die een gewees. Want daar's 'n paar dinge wat die Samaritaan opgegee het, wat heel verrassend is. Maar ek wil hê dat julle moet verstaan van hoe erg hierdie eintlik is. As ons kyk in Johannes 4, is daar 'n kommentaar wat gemaak word. Ek is nou daarso. Johannes 4 vers 9. Johannes 4 vers 9. Die Samaritaanse vrou, ander geval met die Samaritane, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? En die verduideliking wat Johannes gee, hy gee vir ons die konteks dat ons wat 2000 jaar later hier so nou leef plus, dan ons kan verstaan wat aan die gang is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Ons wat in Pretoria bly sal verstaan van die risiko wat jy neem om, ek gaan nou 'n baie nie platvloers nie, maar baie eenvoudige verduideliking gebruik. Almal van ons wat in Pretoria is, verstaan die risiko wat jy neem wanneer jy op die Oospaviljoen van Loftus is met 'n streeptrui aan. Dis ek reg. Maar daar mag uitlanders wees wat Suid-Afrika toe kom en hy dra die trui wat sy ma vir hom gegee het jare gelede en hy is baie lief daarvoor en hierdie ding het per toeval wit-blou, 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 wit-blou met wit poortjie. Miskien met so 'n klein bietjie rooi detail hier so om die kraag, nê? Nee? Nou, hy gaan nie weet dat hy sy lewe eintlik in gedrang neem as hy dan in Hatfield is oor 'n naweek of iets soos daai. Maar ons sal weet. Ons verstaan die kultuurkonteks. En hier sê Johannes ook vir ons wat nie die kultuurkonteks verstaan nie. Die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Flat niks. As ons kyk in Johannes 8:48. Ek wil hê julle moet net die omvang. Johannes 8:48. Kyk gou saam daar. Jesus sê in vers 47, die wat uit God is, luister na die woorde van God. Johannes 8:47. Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. En die Jode is verskriklik gebelg oor daai kommentaar. En hulle sê toe vir hom die volgende. Die Jode antwoord toe en sê vir hom, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duiwel besete is nie. Sien julle wat het hulle nou net gedoen? Om 'n Samaritaan te wees en om in die duiwel besete te wees, is op dieselfde vlak met mekaar. Vanuit 'n kultuurperspektief is daar niks erger, niks laer, dis laer as dagga se skaduwee, daar's niks laer as 'n Samaritaan nie. En geestelik gesproke is daar niks laer as om 'n duiwelbesetene te wees nie. As jy duiwelbesetene is jy 'n vyand van God, en as hulle hier in dieselfde manier sê hulle, as jy 'n Samaritaan is jy 'n vyand van alles wat goed is. Dis hoe erg dit is. Dis hoe erg. En nogtans is dit die Samaritaan wat van sy donkie afklim. Dis die Samaritaan wat hier kom sit en hy neem tyd in beslag. Eerstens, hy sê hy
Hy sal help. En hy beweeg hier. Die Samaritaan het oor 'n reeks grense getree. Nie net een nie. Die eerste grens was tyd. Want hy het plekke gehad om te gaan en dinge te doen, mense om te sien, maar hy het oor 'n grens van tyd beweeg. Hy het ook oor 'n grens van etnosentrisiteit beweeg. Ek het net probeer om iets te kry wat eindig met 'n uit. So dis 'n baie lang woord daai, maar dit is net sy kultuurgrens dat hy oor dit beweeg. Ver oor dit. Let wel die haat wat daar bestaan het. Samaritane spoeg op 'n Jood. Samaritane laat nie toe dat 'n Jode laat nie toe dat 'n Samaritaanse skade weer op hom val nie. En hier kom daai ou, die laagste van die laag, en hy ontferm hom oor hierdie Jood. Hy het nie net oor 'n grens van etnosentrisiteit gegaan nie, hy het oor die grens van sekuriteit gegaan, want hy het geld gegee sodat die man gesond kan word. Die olie en die wyn het nie net sommer van self gebeur nie, hy het betaal dat die man in 'n herberg kan wees. Iemand sal dalk as sê, ja, maar die Samaritane is skelm, hulle doen die hele tyd skelm besigheid. Dit is baie keer dat mense dieselfde ding gesê oor die Jode. So almal, die punt is, hy het sy geld, het hy prys gegee vir die man wat hy nie eens geken het nie, wat onder ander omstandighede op hom sou spoeg. Hy gee sy veiligheid prys. Let wel, daar was struikrowers in hierdie geweste. Seker reg, dis immers hoekom die ou daar so lê, dat hy bietjie stikkend is. Struikrowers. Hy gaan oor 'n grens van gesondheid. Want wat is hierdie ou besig om te doen? Behalwe nou lê en snak na sy asem. Hy doen ietsie anderster. Wie kan vir my sê, wat doen hy? Surya, wat doen hy? Van 'n mediese perspektief, wat doen hy? Hy bloei. Hy bloei. Wie het al ooit op 'n ongelukstoneel afgekom? Wie was al vreeslik lus om vir 'n pasiënt te vat daar sonder dat hy handskoene aangehad het? Nie sommer nie. Maar hy doen dit. Dit sê daarso is dat hy sy wonde het hy skoongemaak. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het eintlik gevat aan die man. Werner is voorvigs. Hoor hier, daar's baie goeders wat oorgedra kan word daarso deur bloed. En jy het nie nodig om dit nou hedendaagse konteks. Dit hy gaan oor daai grens. Hy gaan oor 'n grens hier so ook van gemaklikheid. Let wel wie het verder op die donkie beweeg. Nie die Jood nie. Nie die Samaritaan nie, maar die beseerde Jood. Hy gaan ook oor 'n grens van persoonlikheid. En hulle gaan vir my sê, wat meen jy, hy gaan oor 'n grens van persoonlikheid? Hy moet nou eintlik praat met die individu. Ek het die baie interessante voorreg gehad om 'n troue by te woon verlede week, waar daar 'n groot verskeidenheid van mense is, die oorgrootste meerderheid van hulle uit die buiteland. En dit was interessant om te sien van hoe min mense eintlik met 'n vreemdeling wou gepraat het. En dit is nie omdat iemand gaan sê, ja, Werner, maar omdat jy met hulle wou gepraat het. Die probleem is nie ander mense, you are the problem. Nee, my steekproef is bietjie groter as net dit. Daar's 'n paar mense wat dit aangedui het, wat gesê het, hulle probeer om 'n gesprek aan te knoop met die persoon uit die buiteland, en daai persoon wil nie. Hulle wil nie oor daai kultuurgrens gaan nie. Hulle wil nie praat nie, want ek het my vriende. En dalk het ek my vriende hierso wat ek ronddra in 'n klein elektriese battery aangedrewe boksie in my hierso in my broeksak. Dalk is hulle daar, dalk is hierdie, en ek wil nie hierdie prys gee nie. So daar's 'n grens, verskeie grense wat die Samaritaan alles oor beweeg het. Sy tyd, etnosentrisiteit, sekuriteit, veiligheid, gesondheid, gemaklikheid, persoonlikheid. Ek wil nou praat met die man aan al die pad wat ons verder gaan ry. O my goeiste. En die les wat die Here hierso probeer om vir ons hierso te oordra, as ek dit op 'n eenvoudige manier kan stel, is kry die geite uit. Al die geite is net heeltemal onnodig. En hier is die feit van wat ons kan sê, as ons kyk na hierdie geval van daar plaasgevind het. Jy kan saam met my in die skrif kan gaan kyk. Daar van al die dinge wat ons van ontslae moet raak. Ons is so dikwels gefokus op die tydelike. Ons is so dikwels gefokus op die dinge wat regtig waar net nie saak maak nie.
Psalm 31. Psalm 31 is daar 'n stukkie. Dit sê, Psalm 31 vers 15, ek vertrou op U, o Here. U is my God. My tye is in U hand. Aan wie behoort my tyd? God. As hy vir my vra hierso, gee hierdie tyd? Okay, Here. Okay. Dis nie net dit, maar Werner, dis nie net 'n kwessie van tyd nie, dit is ook 'n kwessie van sekuriteit. Van my geld. Ek het nou nie genoeg van dit nie. Psalm 50 vers 9 en 10. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere op die bos van die bos is myne, die vee op berge by duisende, sê die Here. Ja, maar daar's so struikrowers wat hier gaan wees. Psalm 18 vers 30, met U loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Ja, okay, nee, ek hoor van hierdie goeters, maar die ou is besig om te bloei, en ek is nie heeltemal seker dat ek wil naby aan al hierdie goed kom nie. Net nou, hierdie persoon is besig om te hoes, ek dink nie ek kan in hulle huis ingaan nie. Jy hoef nie te vrees vir die skrik, Psalm 91, vers 4 en 5. 5 en 6. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Wie's ek om te sê dat ek so trots is en belangrik is, maar ek moet nou my tyd afstaan en ek moet nou eintlik interaksie hê met hierdie persoon. Wie het gesê die ou wil tyd eintlik met my deurbring? Kon die persoon wat mond tot mond asemhaling kom toedien het ten minste nie mooi gewees het en ruik na Listerine in steede na van knoffel? Dalk sou hulle ook ietsie anders gekies het. Maar die vraag dan hierso is dat wat openbaar my lewe? Want liefde word geopenbaar deur opoffering. En net U sal hierdie vraag dan kan beantwoord. Wat openbaar my lewe? Wat openbaar U lewe? En die Here sal met ons praat oor die, want daar's 'n ander aspek in hierdie wat ons nou moet beklemtoon. En hier is waar die tekkie die teer tref. Hierdie boodskap se titel is die ander man op die berg. En hier is die punt van die hele storie is dat wat van die ander man? Nie ek nie, daai ou wat daar verdwaald is, daai ou wat in pyn is, daai ou wat in die moeilikheid sit. Is dit nie so dat wanneer dat die Here iemand gaan stuur om te help? Dink net gou hierso deur die geskiedenis van die wêreld. Wat gebeur het in die heilsgeskiedenis wat ons hier het? Israel is in 'n geweldige moeilikheid. Die Here roep vir Moses en stuur vir hom. Israel is in geweldige moeilikheid wat die Midianiete hulle verdruk. God roep vir Gideon. Daar is 'n geweldige probleem van hoe gaan jy dit regkry om die antieke Midde-Ooste, die kleine Asië, jy moet vir hulle bereik op een of ander manier. Hoe gaan jy dit doen? Die Here roep vir Paulus. Ons het vroeër gesing. Roep ek tot Jesus, hy is naby. Hy staan my by, vertroos en verbly, wanneer ek tot hom roep. Hoe doen die Here dit? Hoe? Daar is nie 'n span van engele wat sit in helikopters en wag met mense te kom se vervoer, haal hulle uit die moeilikheid uit en goed. Nee, hulle stuur vir mense soos ons, of dit nou Zia is, en of dit Zanel is. Of dit Landseer is, en of dit Walter is. Of dit André is, of al die pad na daai kant daar's, of dit oom Henk is, of oom of 'n ander Henk. Die Here roep, wanneer iemand roep tot God, help my asseblief. 'n Mens word dan beweeg om te skuif. 'n Mens
begin dit om op te kom in hulle hart. Maar ek moet iets doen. Hulle word geplaas in 'n situasie waar hulle dan noodgedwonge oor 'n sekere grens moet beweeg. Hierdie gaan my langer vat as wat ek verwag het. Ons tye is in die Here se hand. Hierdie gaan vir my geld kos. Vee op 1000 berge, syne. Hier, dit is bietjie gevaarlik hierso. Daar die Here is my, hy is die agterhoede. Hy is ons agterhoede. Met hom, ek spring oor 'n stadsmuur, ek kan 'n bende storm loop. Wanneer die Here vir ons plaas in omstandighede, dan moet ons nie net bly agter dit wat bekend is nie. Ek is gemaklik en ek is veilig hierso, moet asseblief nie in my persoonlike ruimteboksie inkom nie. Nie vir my nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe die heilsgeskiedenis plaasvind nie. Iewerster in die wêreld wat om ons is. Iewerster op die landskap waar u jouself bevind, is daar iemand wat verdwaald is. Iemand is weg. Iemand is beseer. Iemand het pyn. U gaan ongeredde mense teekom wat beseer is, wat hulpbehoevend is op een of ander manier. En my oproep is, die Here se oproep aan ons is dat ons daai grens sal oorsteek. Dat ons daai tree sal neem en sal sê, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Steek 'n grens oor. Laat toe dat die Here U gebruik om 'n lewe te red. Amen.